vandag lees uit Exodus uit, Exodus 25 vers 8, Exodus 40 vers 34, ons kan sommer 35, maar wys dit, ek gaan net aan vers 35 raak, en dan Openbaring 21 vers 3. En al hierdie gedeeltes gaan oor kerk wees, en dit is vanoggend net vernuwend, dat ons moet dink oor kerk wees, en daar's nog 'n pad wat die Here met ons stap. En ek hoop dat ons elkeen hierdie pad sal sien, wanneer ons dan kom by Openbaring, en ook ons slotgedagte. Ek lees vir ons Exodus 25 vers 8. Hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. God is aan die woord, en hy sê vir sy volk, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. Exodus 40 vers 34. 'n wolk het die tent van ontmoeting oordek, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Openbaring 21 vers 3. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Openbaring 21 vers 3. Kom ek vat jy terug na die tweede boek toe, of sommer na Genesis toe, daar waar God 'n behoefte gehad het om met die mens te praat, en die aandwind het hy gewandel, hy was op soek na Adam en Eva gewees, hy het met hulle gepraat, het was 'n daaglikse behoefte gewees, dat God met ons as mens praat, en dan kom ons agter dat hierdie mens, ons as mens, is toe uit Egipte uit, in die woestyn in, en daar in die woestyn het God nog steeds die behoefte gehad, om by ons en tussen ons te woon. En hy gee 'n opdrag, maar bou vir my 'n tabernakel, hierdie woonplek, hierdie tent, woningplek van woning. En wanneer ons kyk na die Bybel, dan kan ons nie wegbeweeg in enige hoofstuk van die teenwoordigheid van die Here nie. So ons kyk na Sadrag, Mesach, Abednego in die vuuroond, ons kyk na Daniël in die leeukar, ons kyk na Jona in die groot vis, ons kyk na hoeveel voorbeelde van waar God teenwoordig was. Daar waar hy sommer die water uit 'n rots laat tap het, waar Moses gespreek het, en by volgende geleentheid het hy sy staf gebruik, en toe die rots geslaan en daar 'n water uitgekom. Dit is God se teenwoordigheid, die water wat lewe bring. God het vir Hagar by die put gesien, en sy het gesê, ek het my God gesien wat my gesien het. Liewe vriende, is dit nie die teenwoordigheid van die Here by elkeen van ons nie? Nog nooit het hy ons alleen gelaat, een kant toe gestoot nie. Ons lees dit van Genesis af, tot in Openbaring, van die woestyn van Exodus, tot die nuwe hemel en die nuwe aarde, loop hierdie goue draad, 'n begeerte, 'n wens, 'n behoefte, van God, om by jou te wees. Hoor jy God se hart? Hoor jy wat hy vir ons as mens sê? Ek wil hê jy moet plek maak, ek wil hê jy moet vir my plek maak. Ek wil by jou kom woon. En as ons dink aan die tollenaar, dan sê hy, ek gaan vanaand by jou aan huis. By jou vanaand wil ek kom eet. En dan wonder ek, watter goedjies moet weggepak word, watter goedjies moet een kant toe geskuif word, voordat die Here dalk in die huis kan inkom. Want hy sê, ek wil vandag by jou kom eet, aan huis kom gesels. Ek wil vandag by jou, of van jou huis, my tabernakel maak. My woonplek. En as ek nou bietjie kan rondspring,
Dan kom ons in Johannes 1 vers 14 waar daar vir ons geskryf staan, die woord het mens geword en wat gedoen? Onder ons kom woon. Weet julle wat beteken daai woon? Dit beteken dieselfde woord as wat in Exodus 24 opgeskryf staan. Ek wil by jou kom tabernakel. Is dit nie mooi nie? Ek wil by jou kom tabernakel. Die woord het mens geword en die woord wil by jou kom tabernakel. Is jy gereed dat hy by jou kom tabernakel, by jou kom woon, sy woonplek by jou kom maak? Exodus 34 vers 35 staan daar vir ons. En wolk het die tempel van ontmoeting oordek, die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul, vers 35. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie, die wolk was daarin, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul, sodat niemand daarin kan ingaan nie. Die heerlikheid van die Here is bevestig. Ek is hier. As God by ons 'n woning maak, is daar nie plek vir ander goeders nie. Die Here sê, jy's my tabernakel. Ons het die eenvoudige liedjie gesing, weet jy nie, jy's 'n tempel. Dis nie 'n kinderliedjie nie, dis 'n Bybelse liedjie wat daar vir ons gestaan in later in die Bybel, dat julle die tempel is. In 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van die Gees van God is, wat in julle woon nie. Nêrens anders woon nie, weet julle nie. En nou sit nie 'n jy nie, nou raak dit 'n gemeente ding. Nou raak dit ons wat hier sit. Weet ons nie dat die woord mens geword het en getabernakel wil word in elkeen van ons nie. Want hier staan, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. In julle tabernakel. Die tabernakel was 'n tent gewees. Israeliete het getrek deur die woestyn 40 jaar lank. Later verskyn Salomo op die toneel en hy bou die steen sinagoge, Salomo se tempel van klip. So met ander woorde, God het 'n begeerte gehad, en selfs al trek jy rondtrek ek saam met jou, want die wolk het in hierdie tempel ingegaan. Later het ons nie meer getrek, ons het standvastig gebly, ons het ons eie gemeente, en hulle het die tempel gebou, ons het die kerk begin hier, want dit is 85 jaar gelede. En die mense het begin sê, maar God is in hierdie tempel, hierdie is God se woning. En toe kom Salomo, en hy sê in 1 Konings 8 vers 27, selfs die hemel, die hoogste hemel kan u nie bevat nie, hoeveel minder hierdie tempel wat ek gebou het. Maar die mens dink God bly in hierdie tempel, en daarom het hulle later gesê in Jeremia 7 vers 3, moenie julle vertroue stel in die leuns nie, het God vir hulle gesê. Julle sê ons is veilig, die Here, of dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel. Hulle het hulle veiligheid en hulle gemak gebaseer op die Here woon in die tempel. Die Here is hier by ons in die tempel. Want dan gaan vers 5 verder en hy sê, maak liewers julle lewe en julle dade reg, doen aan mekaar wat reg is. Niks gaan met ons gebeur nie, die Here bly in die tempel. Sê nee, moenie die Here se woning die tempel maak en hom beperk tot die tempel en die kerk en die saal nie. Jy is die tempel. Jy is die tabernakel. Dan sê, maak liewers jou lewe reg as wat jy worry oor waar die Here bly en hom beperk tot in die gebou van die kerk en doen aan mekaar wat reg is. Want jy sien, hulle het God beperk tot daardie tempel, tot Salomo se tempel, en hulle sekuriteit en veiligheid het hulle gebaseer op die Here is by ons, maar daar in die tempel. En Sondag kom ontmoet ek die Here hier in die tempel en die res van die week, dan het ek nie verder ontmoeting met hom nie. Is ek een van daardie mense wat God kom ontmoet hier en in die week, dan is daar geen verdere ontmoeting nie, dan los ek hom hier en sê, Here, jy kan nie saam met my kom bly in my plek nie. Ek kom u hier ontmoet, maar daar's nie plek vir u in my plek nie.
Dan kom die Here en hy fluister in jou stem. Hy forceer hom nie op jou af nie, hy fluister in jou stem en hy sê maar, ek wil by jou my woning maak. Ek wil hê jy moet my tabernakel wees. Sien toe die ballingskap, toe kom die ballingskap, hulle word weggevoer hier in Esegiel se tyd. So die tempel is ook nou nie meer daar nie. Nou waaraan bid ek? Here, ek het na U toe gekom, na hierdie tempel toe, die plek van ontmoeting. Nou is die tempel nie meer daar nie, nou is God ook weg. Nou is ook nie meer die teenwoordigheid van die Here nie. Kan jy sien hoe ons as mens vernuwend moet dink oor kerk, dat ons die kerk beperk tot die tabernakel wat saamgegaan het nie, na die struktuur van die Salomo se tempel nie, want dit alles het verval. Die tentwoning het verval, die steenwoning is vernietig, en nou kom hulle in Esegiel, en hulle sê, maar ons wil die wet van Moses weer hoor. Lees vir ons uit die Bybel uit, en waar het dit gebeur? In die Oopte. En dis eintlik hoekom ek gehoop het, ons is bietjie buitekant vandag. In die Oopte het hulle behoefte gehad om die wetboek van Moses te hoor. Nie in 'n tent nie, nie in Salomo se fancy tempel nie. Daar behoefte om die Here te ontmoet en sy stem te hoor was gewees, Here, in die Oopte, in hierdie plein. Ek dink daar staan plein van Waterkloof. In hierdie plein wil ek U ontmoet, sonder fancy pilare, sonder tente, sonder enigiets, net in die Oopte, Here, daar wil ek U ontmoet. Nehemia 8 staan dit vir ons opgeteken. Daar staan Nehemia 8 word die wet gelees en uitgelees of uitgelê in 'n oop plein. Niks meer strukture nie. In die oop plein het hulle gevra dat die wetboek van Moses aan hulle voorgelees moet word. Die verandering wat nou hier plaasvind van 'n struktuur, 'n tentwoning na die sinagoge toe. Nou gaan dit nie oor die plek nie. Dit gaan oor 'n verhouding. So kerk wees verander van 'n tabernakel na 'n sinagoge of 'n tempel, na 'n verhouding met die Here. Maak nie saak hoe dit lyk nie, Here, ek wil net 'n verhouding met U hê. In die Oopte wil ek hê U moet die Bybel moet die Bybel gelees word en uitgelê word en verklaar word. So kerk wees beweeg weg van die strukture na die verhouding met die Here. En dan kom ek weer terug na sy eerste woorde in Exodus, waar hy sê, ek wil by jou wees. Maak vir my, bou vir my hierdie tempel, ek wil by my volk wees, ek wil by julle wees. En dan wat dit opgewonde maak, het hou nog steeds nie op nie. Die kerk groei nog steeds. Want ons het nou die tent gehad, ons het Salomo se tempel gehad, ons het niks tempel meer gehad en die Oopte word die wet verkondig en ons het 'n behoefte om hierdie verhouding met die Here te hê. En dan kom ons in die Nuwe Testament en dan sê God, maar ek het nog steeds hierdie behoefte, ek wil by julle kom bly, wat doen hy? Hy stuur Jesus. So die behoefte aan tent wees om God te ontmoet, kry nou hande en voete en 'n liggaam. In die naam van Jesus Christus is hierdie, ek wil by jou wees, tasbaar. En wat 'n wonderlike voorreg was dit nie vir hulle gewees, om hierdie, ek wil by jou wees, in die vorm van Jesus te kon ervaar, te kon beleef, saam met hom te stap, saam met hom te slaap, saam met hom te eet, saam met hom dalk weg te hardloop vir die mense wat hulle nie weer daar wil hê nie. En dan sê Jesus, wanneer hy in Johannes 2 vers 19 praat, hierdie tempel word in 3 dae afgebreek en opgebou. Waar kom die tempel vandaan? Exodus, die tabernakel, ek wil by jou kom woon, en Salomo se tempel, en die buitelig, wat 'n verhouding raak, en sê maar, hierdie tempel word afgebreek, nie die struktuur nie, ek is nou die tempel. So kan jy sien hoe verander dit, hoe groei hierdie anderste van kerk wees, die ontmoeting tussen God en mens, is nie meer 'n tent nie, is nie meer 'n tempel nie, dit is Jesus Christus. Dit is daardie ontmoeting wat ons moet hê. En as ons dink aan die woord Immanuel, wat beteken Immanuel? God met ons, party sê God by ons. Waar kom dit vandaan? Exodus, waar God sy hart uitgespreek het, eintlik in Genesis waar hy gewandel het en die tuin en gepraat het, en hy kom en hy sê, maar ek wil by jou wees. Maak vir my plek hier. So Immanuel is nie 'n Nuwe Testamentiese gedagte nie.
Dis 'n behoefte van God wat realiteit en 'n werklikheid geword het. En nou gaan ons verder van Jesus af, en dis is nog nie die einde nie, van kerk wees nie. Wat volg na Jesus se hemelvaart? Die uitstorting van die Heilige Gees. So die tempel word nie beperk tot Jesus nie. Die tempel raak nou ons. Weet julle nie, jy's 'n tempel van die Heilige Gees wat in jou woon nie, die Gees van God nie. So nou het ons van Exodus begin met 'n tent en Salomo en die hoopte en Jesus self, en wie's nou die kerk op die einde van die dag? Ek en jy wat in die spieël kyk. Ons is die kerk. Weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in jou woon nie. Meervoud, ons as gemeente, as gemeenskap van gelowiges. En dan kyk ons, hoe lyk hierdie nuwe kerk na die uitstorting van die Heilige Gees, die bekende Johannes 2 gedeelte, waar ons begin omgee vir mekaar. Ons leer die woord van die Here asof dit 'n nuwe ding is wat ons begin lees en leer en agterkom. Ons breek brood saam, ons eet saam. Na die tyd is daar 'n koffietjie en 'n beskuitjie vir u wat sou agterbly. En die dames wil regtig waar uitgegaan het, uit hulle pad uitgegaan het om vir julle 'n mooi bederfie voor te sit. En toe sê ek vir hulle, net beskuit. Beskuit in lydenstyd is dalk 'n bakproses of 'n mengproses. Beskuit moet deur die oond gaan, waar hy dan gaar word, moet gesny word en uitgedroog word, voordat jy hom kan kou of in die koppietjie druk. Lydenstyd is miskien 'n tyd wat ek moet uitgedroog word van al my geite, my gedagtes. Lydenstyd is dalk wat ek gesny moet word in 'n blokkie, en dit wat nie by my pas nie, moet een kant toe gaan, sodat ek op die einde van die dag bruikbaar kan wees vir iemand anderste. Dat ek in die koffie gedruk kan word, dat iemand anderste die seën wat God my deurgevat het met die meng en die hitte en die sny en die uitdroog, dat ek vir iemand dan tot seën kan wees. En dan moet jy jou beskuitjie vat, sonder 'n koffietjie, is dit ook reg? Dan eet jy dit sommer net so. So droog, so hard. Want dit is baie keer hoe die lewe is. Maar in daai droë beskuit en daai hardheid kom God en hy sê, ek wil by jou wees wanneer jy jou beskuitjie eet. Ek wil by jou wees wanneer jy so kners onder jou tande die beskuitjie eet. Dit is waar ek wil wees. Die Here het elke dag mense gered in hierdie nuwe kerk van hom en by die gemeente gevoeg. En jy sien, wanneer die Here teenwoordig is, dan groei die kerk. Wanneer die Here teenwoordig is, wanneer hy by ons is, dan groei die kerk, want ek dra sy naam uit na buite. Ek sluit af met Openbaring 21 vers 3. Johannes hoor die stem sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal hulle bly, hy sal by hulle bly, hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Laaste boek. En as ons nou goeie hermeneutiek en eksegese en al hierdie goeders doen, dan iewerste lei die woord woonplek, lei 'n klokkie. En dan sê ek, maar waar het ek gehoor van woonplek? En dan gaan ek terug na Exodus toe. En ek kom van Exodus, die begin van die Bybel agter, wat is God se hart? Ek wil by jou woonplek maak. Ek wil by jou kom bly. Tot in Openbaring sê God, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. En die verhaal wat begin met 'n tent in die woestyn, eindig met God wat vir ewig by ons as mens woon. Daar die ewige woning is dan ons hemelse woning, waar God by ons is en ons by God is, en niks kan ons van God se liefde skei nie. Van Exodus tot Openbaring hoor ons een hartklop. God wil by
sy mense wees. God wil by jou wees. Wil jy in God se teenwoordigheid wees? Hy het in 'n tent gewoon. Hy het sy heerlikheid in 'n tempel laat rus. Hy het Christus onder ons kom laat woon. Hy woon deur sy Gees in sy gemeente. En eendag sal hy vir altyd by ons wees en ons by hom. Geliefdes, die boodskap gaan nie oor die onderhouding van die kerk as 'n gebou nie. Ons moet liewers vir mekaar vra, hoe kan ons kerk wees? Hoe kan ons 'n gemeenskap wees waar die lewende God woon? Hoe kan ek 'n tabernakel wees waar die lewende God in my woon? Wat het ek nodig om te verander? Wat het die kerk nodig om te vernuwe? En hierdie boodskap is nie net 'n boodskap nie. Die Here my spaar het ons volgende week maandag 'n vergadering, spesiale vergadering met kerkraadslede om juis Gods vrae vir mekaar te vra. Nie kommissieverslae nie, nie dinge wat in die gemeente onder gemeentelede gebeur nie, maar waarheen is God op pad met Potasrus? Waar sien ons God se hand raak? Waar kan ons kerk wees? Is ons die tabernakel van die Here? Leef hy tussen ons? En dis eerlike regheid vrae wat ek gaan vra en ons gaan gekonfronteer word met die werklikheid. Bid asseblief vir ons en ons glo dat die Here met u elkeen 'n pad stap. Ek wil sommer net weer eens, ek het nou behoefte om net Eksodus 25 vers 8 te lees. Hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. Hemelse Vader, ek gaan nie 'n tabernakel bou soos die Israeliete in die woestyn nie. Maar hier kom vanoggend en jy sê vir my, ek moet 'n heiligdom oprig vir u, dat u by my kan woon en in my kan woon. Here, ek is daar die oprigting, ek is daar die plek waar u moet woon. Ek moet skoonmaak, ek moet regmaak, ek moet wegpak, weggooi, uitsny, Here, sodat u by my kan woon. Here, moet ek in 'n boom opklim vandag om u te sien en u my te sien, sodat u my vir my kan sê, maar vandaan, of vanaand sal ek by jou aan tuis bly, vanaand sal ek by jou kom eet. Here, sien my raak, en mag ek 'n tempel van u wees, sodat u in my kan woon. Ons weet die uiterlike van die mens vergaan, en ons raak swak, en die plooie neem toe, Here, en ons lyk nie meer soos ons gelyk het nie, en die pyne neem toe, ons staan dalk moeiliker op in die oggende, maar Here, in daai pyn, in al die plooie en skete en alles wat ons beleef, in die oud word, ek hoor so gereeld, oud word is nie vir sissies nie, Here, maar die Gees binne in daardie tempel is standvastig. Dit is u wat ons die krag gee, maar voordat ons u innooi, mag ons net stil raak en u Vaderhart hoor. Mag die woorde in ons gedagtes en ons ore echo, dat u by ons wil kom woon. U wil ons by ons u woonplek maak. Here, ons lees dan in Johannes, as ek myself mag herhaal, dat die woord mens geword het, en die woord het onder ons kom tabernakel. Dankie Here, dat u my waardig ag om by my te kom woon. Amen.